Sy stem is iewers tussen Bok van Blerk, Dewald Wasserval en Teens Jordaan. Daardie warm rasperstem wat jou skelmpies laat dink die man kan die hele woordeboek sing en almal sal regop sit en luister. En met Bitterblou maak Fran Prince sy groot deurbraak in die Afrikaanse musiekbedryf. Al het hy reeds in 2024 vir die eerste keer van hom laat hoor met sy debuutliedjie Hoogtyd. En hier by Simbali Lodge in Pretoria leer ons die nuwe ster vandag beter ken. Fran Prince. Verhoognaam, regte naam, wat is die storie? Fran Prince, definitief verhoognaam. So my regte name is Frans Frederik Prinsloo, maar almal ken my as François. Which dan raak dit heel confusing. Kan jy wag, so dit is nie eintlik François nie. Dit is nie eintlik François nie. Dis nie op 'n ID-boekie. Dis op 'n ID-boek nie, maar van geboorte af was ek 'n François. So ek weet nie van waar af dit kom nie. Jy het 'n baie interessante storie oor hoe jy gekom het waar jy vandag is en dit is ons trek jy vas hier by Simbali Lodge vandag so. Maar jy het nooit hierdie drome gehad as 'n kind om eendag op 'n verhoog te gaan staan en musiek te maak nie. Glad nie. Inteendeel, ek is so introverties en soos ek sê, 'n stresprinses dat nee, dit was definitief nie in die pipeline van beplanning vir my nie. So wat was die plan vir jou dan gewees na skool? Ek glo ek sou studeer het. My skoolpunte was redelik goed geweest. So snaaks genoeg, ek wou altyd dokter, maar plastic surgery, dit was nogal vir my 'n ding geweest wat ek baie graag sou gedoen het. Maar ek weet nie, ek wil actually net sê ek het nie 'n plan gehad nie. Maar daar was 'n bietjie van 'n draaipunt want op 'n kol toe kry jy 'n ou weggooi gitaar. Dit was 'n hoërskool crash geweest en hulle was besig om te trek en toe staan die lelikste rooi gitaar. Dis 'n lelike akoestiese gitaar geweest. Die ding staan in die garage en hulle is nou besig om alles weg te gooi en ek sien dit nooit in my lewe musiekinstrumente. Ek was gefascineerd deur dit of enigiets nie. En toe tel ek die gitaar op. Geen idee wat ek op hom gedoen het nie. So ek sit toe nou in pink draai hier iets uitfigure en so het dit gegaan vir 'n jaar. En na die jaar kon ek kon goed speel op die gitaar. Nie idee gehad wat ek speel nie, maar dit het soos iets geklink. En toe dit begin soos iets klink, toe begin die skryf inval met dit. Wat baie snaaks is. Dit is asof alles net in plek geval het. Staan jy ooit terug en kyk na dit en sê, "Jessie, maar weet jy tot vandag verstaan ek dit eintlik nie, maar dit is wat met my moes gebeur." Die lewe gaan met jou die pad stap wat jy moet loop. En iemand se sout is 'n ander ou se goud. En daai was 'n weggooi gitaar, maar dit het my hele loopbaan vorentoe het dit oopgemaak en ek is glad nie spyt daaroor nie. So mense in daai regte frekwensie is, gaan alles met jou gebeur soos wat dit moet. En baie keer slegte dinge gebeur, maar dis vir 'n rede. Dit is karakter. Dis karakter wat net op 'n mens moet val. Dis soos 'n ou skeep wat karakter moet kry voordat hy mooi is. Gepraat so van karakter, daar was baie karakterbou ook op die paadjie van jou want jy's toe, ek dink is na skool as jy Thailand toe vir 'n ruk. Dit is toe nog nou, jy het nog nie die musiekwêreld betree toe nie. Glad nie. Ek het so bietjie die musiekwêreld betree. Daar was bands geweest, maar dis hierdie half hoërskool tipe naskool bands. Ons het maar getraai en toe ontmoet ek 'n meisie. En ons wil die wêreld gaan travel. En ja, toe is Thailand toe om daar te begin klas gee. En die musiek het ek op hold gesit vir omtrent 9 jaar. En toe ek so lank weg was van die musiek af, die tipe mens wat ek geword het en hoe my siel, ek wil sê half swart geword het, ek was glad nie gelukkig met dit nie. Ek het in 'n vieslike mens verander. 3 jaar Thailand, kom toe terug. Ek voel toe dat ek moet 'n regte man werk kry, weet, 'n 9 to 5, so ek kry toe maar 'n ordentlike werk hierdie kant ook en ja, toe kom lewe. Dit was daai tyd met COVID gewees, toe die lewe oopgemaak op my. Van familiedoodsverlies, die eerste keer wat ek met dit moes basically deal en van daar af werk weer verloor, ingebreek by ons 'n hele huis leeg gesteel. Ag nee. Toe die liefde van my lewe op daai oomblik, ons was about 9 jaar saam. Dit het nou nie uitgewerk nie. So dit was baie skok, een na die ander. En wat doen jy toe? Ek hardloop terug Thailand toe om my kop skoon te kry en 100% te fokus op die musiek, soos wat ek nog nooit het nie. Dit vir die eerste keer in my lewe waaragtig ernstig op te neem. Kyk, Thailand se blyplek is ons baie klein, so ek dink die mense wat om my bly was naar. Hulle was naar. Ek het getraai soundproofing, maar nee, ek het gesing en gespeel vir ure en net weer verlief geraak op die hele idee van musiek maak.
Hoogtyd was Frans se poging om die seer waartoe hy is te verwoord, maar het ook die 9 jaar skietstilstand tussen hom en sy gitaar uiteindelik tot 'n einde gebring. As die reën weer val in 'n makwaland. So ek het in Thailand Engels geskryf. Ek was in hierdie amper Bob Dylan, baie hartseer. Maar 'n hoogtyd was geskryf gewees, net nooit gedink is iets wat ek sal doen nie. Teruggekom, Engelse goed perform, niemand het geluister nie, niemand het gehoor nie. En ek dink, weet jy wat, ek gaan na Afrikaans. Dit was nie hoogtyd nie, daar was 'n ander Afrikaanse dingetjie wat ek net daar uitgegooi het. En die reaksie was fenomenaal. En toe's hoogtyd die enkelsnit wat ons toe nou opbesluit. Maar hoogtyd is gebore toe uit daai stukkie hartseer wat jy in jou lewe ervaar het. Nou nog, ewen as ek hom doen, daar's daai emosie gekoppel aan daai liedjie. Dis soos 'n oor Polaroid sê ek altyd vir mense. So elke keer as ek hom doen, is ek soos memories. Pik 'n traantjie weer van. Pik 'n traantjie. Jy was nie verbonde aan enige platemaatskappy op daardie stadium nie, was jy? Glad nie. Hoogtyd moes 'n Vrydag gerelease het en donderdag toe kry ons 'n spot op Groot FM saam met François. En hy vra toe dieselfde vraag, label. En ek was op daai tyd hardkoppig, independent. Ek sê nee, daar's nie label nie, ek stel nie belang nie. En kom toe die middag by die huis en daai foon nou nie oplei nie. En dis labels en booking agents. Ek stresprinses. Verloor het, ek weet nie wat ek gaan doen nie, en ek kontak toe vir Quentin, want hy's ook op daai stadium my bestuurder. Ek sê vir my help. En van daar af, ja, hoogtyd het al die deure oopgemaak. Gesels met my oor Bitterblou. Hoe dit gebeur? So Bitterblou, ek is baie bevoorreg, hy het net in my skoot geval. Ek sê altyd die musiek kom nie van my af nie. Ek skryf dit nie, maar dit kom uit my pen uit, maar dit word vir my gegee. As 'n mens, ek glo as jy jou lewenstyl lank genoeg geleef het, die universe is 'n mooi ding. Hy gee vir jou en hy weet jy's die regte tool vir die werk. Daai bitterblou bloeis nog wat uit jou wil groei. Oseaan trane wat ek deur sal. Dit is eintlik 'n positiewe liedjie, maar met 'n baie donker agtergrond. So dit kom uit 'n plek uit waar twee mense weg van mekaar af moet beweeg, want albei se drome is te groot. Met die hoop dat jy weer terug by mekaar sal kom en jy's gaan altyd waggend wees vir daai persoon. En ja, so is 'n bietjie selfsugtig. Ons kan nie wag nie, kyk, dit is nou onlangs vrygestel en daar's ook 'n musiekvideo wat jy gedoen het vir dit. Kyk, daai musiekvideo was iets gewees. Ek het vir nat gereën vir omtrent 2 ure in die reën gestaan en dis asseblief gaan kyk die musiekvideo. Dit is iets. Waar herlaai jy batterye? So ek is definitief 'n groot jagter. Ek is baie lief vir skiet en kompetisie skiet en visvang. So al daai natuurgoeters. Ja, dis maar hoe ek afskakel en dan lê. As ek kans kry om te gaan lê, dan doen ek dit. Wat wil jy graag bereik as ons kyk na die Afrikaanse bedryf? Wel, dis 'n goeie vraag en dit gaan baie antiklimaties wees die antwoord. Ek het nie regtig te hoog mikpunte nie. Ek geniet elke oomblik wat op my pad kom en van daar af waar dit gaan. Ek's baie gelukkig met dit. As ons op die grootste stages in Suid-Afrika moet speel, gaan ek happy wees. En as ons nie doen nie, gaan ek happy wees. Die journey is vir my absoluut die belangrikste. Jou bitterblou. En as die donder weer. Daardie ou weggooi gitaar waarop Frans Prins sy eerste paar snare getokkel het 'n liedjie in hom begin wat ons vandag landwyd kan hoor en ons almal sing baie lekker saam. Frans, dankie vir die kuier en ek weet hierdie is maar net die begin van groot dinge. Jou bitterblou.